Ken jy iemand wat tydens 'n plaasaanval in Suid-Afrika vermoor is? Of weet jy van mense wat tydens plaasaanvalle in Suid-Afrika vermoor is? As ek hierdie vrae vra, kan jy aan sekere name dink. Is daar name wat by jou opkom? Die rede waarom ek dit vra is omdat ons as Lex Libertas vandag en as deel van die Witkruisprojek die volledige lys van name publiseer wat ons van voorneme is om op die kruise te vertoon in Washington DC. Die Witkruisprojek is natuurlik 'n inisiatief waarmee ons 3000 witkruise gaan plant voor die Capitol gebou, net so skuins oor kan die White House in Washington. En op hierdie kruise gaan die name wees van mense wat tydens plaasaanvalle in Suid-Afrika vermoor is. Saam met hierdie aksie gaan ons 'n konferensie aanbied waar verskeie sprekers gaan praat oor kwessies in Suid-Afrika en waar slagoffers van plaasaanvalle ook hulle stories gaan vertel. Ons doen hierdie aksie nie bloot net om vir mense te wys hoe sleg gaan dit in Suid-Afrika nie. Ons doen dit om bewusmaking te doen oor die krisis, juis omdat daar so baie mense binne in Suid-Afrika en in die VSA's wat so hard werk om te ontken dat plaasmoorde 'n werklikheid is, dat rassewette 'n werklikheid is, dat daar 'n bedreiging vir eienoomsreg is of dat aanhitsing van geweld 'n krisis is. So ons wil die krisis in Suid-Afrika onignoreerbaar maak sodat ons daardie bewussyn kan gebruik om steun te werf vir oplossings. So dis belangrik om te beklemtoon dat hierdie 'n aksie van hoop is en nie bloot net 'n aksie om te praat oor die krisis en oor hoe sleg dit gaan nie. Maar wat ons betref, kan ons nie oor oplossings praat as daar nie konsensus of sterk bewussyn of bewusmaking is oor wat die probleem is nie. So daarom het ons hierdie Witkruisprojek aangekondig en daarom het ons reeds maande gelede begin met 'n proses om elke plaasaanval en dan meer spesifiek elke plaasmoord wat sedert 1990 in Suid-Afrika gepleeg is tot en met vandag op 'n lys te sit en te verifieer. Daar is selfs enkele plaasmoorde wat voor 1990 gebeur het, wat vir hierdie doeleindes nie op die lys is nie. Maar om 'n werk soos hierdie te doen of 'n dokument soos hierdie op te stel, vat baie tyd, baie moeite en ek wil regtig opreg dankie sê vir die hele span vrywilligers wat gehelp het. Die projek is gelei deur Michelle Mey-Geraker wat navorsing doen vir ons vir die Witkruisprojek en 'n hele span vrywilligers wat baie ure ingesit het om hierdie lys op te stel. Dit is nie net 'n lys van name wat ons gegoogel het of uit verskillende bronne of plekke bymekaar gegooi het nie. Elke naam wat op hierdie lys is geverifieer. Dit is geverifieer op verskillende maniere en in die dokument self gee ons 'n bietjie van 'n oorsig oor hoe die proses gewerk het om dit op te stel. Maar nou wil ek vir jou vra om te kyk na die lys en om ons te laat weet of die lys reg is. Hier is die eerste weergawe van die lys wat ons nou uitstuur vir publieke insette of publieke kommentaar, sodat ons dit kan aanvul of wysig indien nodig, sodat ons die opgedateerde lys kan voorberei om op die kruise te sit in Washington. Dit kan wees dat daar name is wat verkeerd gespel is, dit kan wees dat daar datums is wat verkeerd is, dit kan ook wees dat daar name is wat nie op die lys is nie, wat op die lys moet wees. So ons wil jou regtig vra om deur die lys te gaan, om te dink aan die gevalle waarvan jy bewus is en dit vir ons te stuur. Maar dan wil ons jou ook vra, as jy bewus is van slagoffers van plaasmoorde se noemname, wil ons jou ook vra om dit vir ons te stuur. Van die slagoffers sal jy sien op die lys se volledige name of volle name is op die lys. In daardie geval gaan ons die eerste naam en die van publiseer, tensy ons weet wat die persoon se noemnaam is, dan sal ons die noemnaam publiseer. So van die name op die lys sal julle sien net name en dan ook 'n naam in hakkies. Dit is sover ons kon vasstel of was sover ons kon vasstel die persoon se noemnaam waar daar enige onsekerheid was. Die enigste kriteria wat ons gebruik het om die lys op te stel was nommer 1, wat is die definisie van 'n plaasaanval volgens die polisie, die algemeen aanvaarde definisie wat in die National Rural Safety Strategy opgeneem is, en dan is die persoon vermoor tydens hierdie insident. So ek wil jou vra, kyk na die lys, ons sit die skakel hier onder, kontak ons asseblief, ons sit kontakbesonderhede hier onder en maak seker dat ons hierdie lys volledig kan uitstuur.
En dan wil ek een laaste vriendelike versoek rig. Hierdie projek is nie 'n projek wat mens eenmalig uitvoer nie, maar 'n projek wat tyd gaan neem, wat oor tyd nog verder uitgevoer gaan word. Dit stop nie wanneer ons die kruise plant in Washington nie. Ons beplan verskeie opvolgaksies waaroor ons meer gaan sê in die weke wat voorlê, en ons beplan om nog baie te doen met hierdie inligting om hierdie bewusmaking te doen en ook steun te werf vir oplossings. So daarom wil ek jou vra, indien jy kans sien daarvoor of jou weg oop sien daarvoor, om tog ook te klik op die skakel hieronder en aan te sluit as 'n herhalende bydraer by Lex Libertas. Op hierdie stadium is dit vir ons meer waardevol om iemand te kry wat vir 'n kleiner bedrag 'n maandelikse skenking maak, as om iemand te kry wat 'n eenmalige skenking maak om hierdie projek in September uit te voer, juis omdat die projek in September opgevolg gaan word met opvolgaksies binne in Suid-Afrika, in Europa en op ander plekke. Klik gerus op die skakel, kyk na die lys, gee vir ons jou terugvoer, en as jy jou weg oop sien, sluit aan as 'n herhalende bydraer om dit vir ons moontlik te maak om hierdie projek nog verder uit te voer.